lekker om weer saam te wees hierso by Keerpunt. En my hartse gebed is dat ook hierdie boodskap 'n keerpunt in jou lewe sal wees. 'n Punt waar jou lewe beter gaan wees hierna. Want dis nie hierdie program wat dit kan doen nie, dis die Here wat dit kan doen. Sy Gees is hier en is daar by jou. En is hy wat jou hart ken, wat met jou wil praat. Dis hy wat wil in 'n verhouding met jou lewe elke dag. Hy wil ons gedagtes beheer, hy wil ons woorde beheer, ons dade, ons optrede. Hy wil deur sy Gees in ons woon. En hy wil in die nouste liefdesverhouding met ons lewe. Hy wil ons kom toerus, hy wil ons kom bekragtig, hy wil ons deur sy gawes kom in staat stel om God se werk te doen. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Dank die Here vir hierdie Pinkstertyd. Dankie vir die tyd wat ons kon kyk, wat sê die skrif oor hierdie bedeling tot met die wederkoms, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, waar Jesus sê, ek is by julle en in julle deur my Gees. Hoe ervaar jy hierdie verhouding? Is dit vir jou 'n lewende verhouding? Praat die Gees met jou? Hoor jy sy stem? Praat jy met hom? Is daar 'n verhouding? Of is dit dalk dat jy voel, jy dink nie dit het by jou gewerk nie. Jy is nie seker of jy vervul is nie. Jy twyfel daaroor. Nou ons wil by hierdie geleentheid wil ons bietjie daarna kyk en bietjie daaroor praat en kyk, is geesvervulling iets wat eenmaal gebeur en dan is dit verby? Is dit iets wat jy na jou bekering moet soek en dan het jy hierdie second blessing en dan is jy vir altyd, is jy reg en is daai verhouding vas en is jy vervul? Of kan 'n mens die vervulling en die beheer van die Heilige Gees verloor? Wat leer die skrif daaroor? Ons wil 'n bietjie kyk na Petrus se lewe. Hoe hy eintlik vir ons 'n baie mooi voorbeeld is van iemand wat die volheid en die kragtige werking van die Heilige Gees geken het, maar ook op 'n stadium teen die Heilige Gees gesondig het deur ongehoorsaamheid en struikeling. Nou, voor ons daarna kyk, ek wil vir jou uitnooi om vir ons te kontak as daar iets is op jou hart. Een van duisende boodskappe wat ons kry, bemoedig ons so en ons lees elkeen en ons bid vir elke versoek. Ons het 'n gebedsspan wat intree vir hierdie gebedsversoeke. En as jy raad vra, dan bid ons dat die Here die antwoord sal kom gee wat jy soek. En daar's niks wonderliker as om te hoor dat iemand die woord gehoor het, op sy knieë gegaan het, stil geword het en sy lewe met God uitsorteer het en reggemaak het nie, tot bekering gekom het nie. Dis waarvoor ons bid en dis wat die Here ook wil doen deur hierdie bediening. Dis al wat eintlik waarde het in hierdie lewe, is om 'n verloste lewe, vry van sonde, uit Jesus se hand te ontvang. Dis die groot genade geskenk, is wat hy vir jou wil gee. En ons wil vir jou uitnooi om ons te kontak as daar iets op jou hart is, as jy 'n boek wil bestel, as jy 'n vraag het. Dankie vir elkeen van julle wat ook finansiëel bydra. Baie van julle kan ons nie eers dankie sê nie, ons weet nie wie is hierdie onbekende persone wat inbetaal nie. Maar daarsonder sal ons ook nie hierdie werk kan doen nie. Maar weet net dat die saad wat jy saai, dra baie vrug. Ons sien dit, as ons terugvoer kry, en ons sien wat die Gees van die Here deur hierdie boodskappe doen, aan hom al die eer. So ons nommer waar jy ons kan kontak, ons WhatsApp nommer, is 079-195-1586. Volg ons gerus ook op sosiale media, op Instagram, Facebook en X, en kyk bietjie by YouTube. Al hierdie boodskappe is almal daar opgeneem. Hierdie is nommer 320-21 dink ek. Ons is al so ver, ons staan verstom oor wat die Here gedoen het al deur die jare. Hierdie is 321. Al die ander episodes, al 321 is op YouTube beskikbaar. Nooi jou uit. Stuur dit vir ander, vertel vir ander. So word jy ook 'n sendeling wat hierdie boodskap verder en verder uitdra. Nou, ek het gesê ons wil 'n slag bietjie kyk net, wat sê die Bybel oor geesvervulling? Is dit iets wat eenmalig is?
Iemand sê, maar ek het my geesvervulling verloor. Is dit moontlik? Ja, 'n mens kan die gees bedroef. 'n Mens kan die gees weer ongehoorsaam wees. 'n Mens kan verkeerdelik, kan 'n mens die gees ongehoorsaam wees en nie doen wat hy vra nie, hom ignoreer. Ons kan onkundig wees oor die Heilige Gees. As ek dink aan Handelinge 19 waar Paulus daar by daai mense kom, hulle is toegewyde Christene, hulle kom al vir 3 jaar gereeld saam in hulle klein groep. Maar hulle brei nie uit nie. Daar's nie getuienisse van evangelisasie en van die liefde wat oorloop, die fontein wat na die droë wêreld toe loop nie. Daar's nie bekerings nie, daar's nog steeds net 12. Daar's nie groei nie. En oralste waar die evangelie uitgedra word en waar Paulus en Petrus en almal betrokke is in die apostels, sien hulle hoe dat die Heilige Gees werk en hoe dat mense tot bekering kom. Nou, hier gebeur dit nie. En dan bid Paulus, hy sê hy weet. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowige word? En dan sê hulle weet nie eers. Hulle is onkundig oor die Heilige Gees. En dan bid hy vir hulle. En dan sien ons hoe daai gemeente begin groei. Hoe dat hulle naderhand nie meer in die huis inpas nie, maar 'n saal moes huur. En hoe die evangelie naam oor die hele klein Asië versprei het. En hoe hulle gekom het om te luister en te hoor wat Paulus preek. En hoe hy hulle harte aangeraak het deur die Gees. En hoe hulle tot bekering gekom het. Dat byna die hele klein Asië die evangelie gehoor het staan daar. En hoe hulle die okkultiese praktyke uitgeroei het in die stad, hoe hulle die afgodsdiens van daardie gelukbringer gode dit net gestop het, omdat mense se harte by die Here uitgekom het. Hulle nie meer allerhande demoniese of okkultiese geluksbringers gesoek het nie. Kan ek vir jou vra, is jy bewus van die Heilige Gees in jou lewe? Is hy in beheer? Praat jy met hom? Het jy 'n verhouding met hom? Eer jy hom? Luister jy na hom? Ervaar jy sy werking in jou lewe? Of sê jy ook, ja, ek weet nie meer of dit so is nie. Ek het een keer 'n ervaring gehad en nou beleef ek dit nie meer nie. Ek voel nie meer so nie. Ek hoor die persoon het so 'n ervaring gehad. Ek het dit nie gehad nie. En ek begin twyfel. En ek begin my verhouding met die Heilige Gees afskaal. En ek is nie meer so betrokke en so toegewyd om sensitief te wees vir die Heilige Gees se stem nie. Het jy elke sleutel van jou huis vir die Heilige Gees gegee? Het jy die volle beheer van jou lewe oorgegee en bly jy daarby? Jy weet as jy Efesiërs 5 vers 18 lees, dan staan daar eintlik in die oorspronklike die direktiewe tyd. Dit moet eintlik vertaal word en word so vertaal ook in baie ander vertalings. Word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Dis 'n voortdurende verhouding, lewe in liefde met God, die Heilige Gees. Hou vas aan die Here Jesus, lewe uit hom, lewe vir hom, lewe saam met hom. Hy's in jou, sy Gees is met jou. Dis God se plan vir jou lewe en daarom moenie dat die vyand vir jou sê, ag nee wat, dit het nie gewerk nie, kyk nou weer hoe voel jy het nou weer sonde gedoen. Jy sê jy's geesvervuld, kyk nou hoe jy jou gedra hier, kyk hoe jy daar opgetree. Hier vertel jy vragies waar weer 'n leuen. Hoe kan jy nou so agteraf wees? Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dat doen? En dan kom die aanklaer, want dis die duiwel se naam in Openbaring. Hy kom en hy kla jou aan en hy sê, o, jy's 'n Christen, hè? Jy sê, jy het die Gees gevra om jou lewe te beheer. Kyk hier so hoe jy hier opgetree. Nee, die Gees is nie by jou nie. Die Gees het jou verlaat, of hy het nog nooit in jou lewe kom oorneem nie. Dis nie waar nie. As jy die Gees van God plek gegee het in jou lewe, het hy ingekom en is hy by jou. Maar jy kan hom ongehoorsaam wees. Jy kan hom bedroef. Jy kan sonde toelaat. Jy kan hom eenkant druk. En dan sal hy jou bewus maak daarvan en moet jy dadelik terugkom na hom toe en opnuut aan hom oorgee. Goed, kom ons kyk bietjie net na die lewe van Petrus. Weet jy, as jy na Petrus se lewe kyk, dan sien jy, geesvervulling is nie net iets wat eenmalig afgehandel is met 'n tweede seëning, daar's 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde, soos wat jy in 'n verhouding groei en nuwe momente en nuwe verhoudinge en nuwe ervarings het en 'n nuwe pad stap met die Heilige Gees. So ervaar jy ook dat hy vir jou 'n groter werklikheid word. Jy ervaar soos Petrus, hoe jy gesit aanvanklik en gebid het. Here, ek is so teleurgesteld oor myself. Kyk wat het ek gedoen? Ek het gesê ek sal vir Jesus bystaan.
deur dik en dun en al, sou die ander wegvlug as die wolf kom. Ek sal nie soos daardie slegte herders wees nie. Ek sal by my skape, Here, ek sal by u bly. En daai aand, toe hulle vir Jesus gevange neem, verloon hy Jesus 3 maal. Bars hy in trane uit. Kan jy dink daai verootmoediging in sy hart, Here, ek wou so graag goed lewe en goed lyk. Kyk wat het ek gedoen, vergewe my Here. En dan die herstel, hoe Jesus na hom kom en aan hom verskyn en vir hom 3 maal vra, het jy my lief? Ek wil jou weer terug hê. Ek wil die verhouding weer herstel. En dan op Pinksterdag, dan stort hy sy gees uit. Weet jy, die uitstorting van die Heilige Gees is amper, ek hoor in Namibië, hoe dat daardie sandvlakte skielik nou onder wuivende grasvelde geword het. En hoe die springbokke en gemsbokke daar tussen die gras loop, waar daar vroeër net sand was. Want wat het gebeur? Die reën, God se seën is uitgestort op die aarde. Is die Heilige Gees al uitgestort in jou lewe, dat daar nuwe groei en nuwe lewe gekom het. Dis hoekom die Gees uitgestort is. Petrus se lewe het totaal verander. Daar in die bovertrek het vuurvlam sy hart aan die brand gesteek, was hy nie meer bang nie, het hy uitgegaan onverskrokke die evangelie gaan verkondig teenoor daai soldate en die skrifgeleerdes en die familiehoofde en vir hulle gesê, julle wat vir Jesus doodgemaak het, hy het uit die dood opgestaan, hy het die dood oorwin, daar's vergifnis, hy het betaal vir jou sonde, kom en bekeer jou en tye van verkwikking sal vir jou aanbreek. As hulle 'n nuwe bedeling in 'n tyd in jou lewe kom, 3000 kom tot bekering. Wat 'n ervaring van hoe die Gees vir Petrus gehelp het. Kort daarna lees ons weer van 'n geleentheid. Hy word gevange geneem. Hy word verbied om te getuig. En in daai oomblik het Petrus en Johannes staan hulle op. En dan staan daar en die Heilige Gees het gekom en vir Petrus opnuut bekragtig en vervul. 'n Nuwe ervaring dat die Gees die beheer oorgeneem het in daai situasie, waar hy gepraat het met 'n gesag en autoriteit, dat daai mense, die skrifgeleerdes verstom gestaan het, maar is dit nie vissermanne nie? Is dit nie hierdie eenvoudige dom mense wat ongeleerd was? Hulle is nie 'n skrifgeleerdes nie. Hoor hoe praat hulle? Kyk die gesag waarmee hulle praat. Hulle is nie meer bang nie, hulle is nie meer verskonend nie. Kyk net, dit moet God wees wat hier in hulle is. En party is in hulle harte verward oor wat hier aan die gang is. Petrus wat sê, julle moet maar self besluit of ons aan julle as mense meer gehoorsaam moet wees as aan God. Ons kan nie anders nie. Sal nie stil bly nie. God gaan deur ons werk. Dit is wat gebeur het. 'n Wonderlike tweede ervaring van hoe die Gees vir Petrus kom bekragtig het. Daar's 'n derde geleentheid waarvan ons lees in Handelinge 4. In Handelinge 4 is Petrus nou pas, as gevolg van die gebede van sy klein groep, is hy verlos met 'n wonderwerk uit die tronk uit. En hier kom hy, klop aan die deur, Rodai, die een wat die deur oopmaak, skrik aan mors dood. Hulle bid dan nou vir Petrus se verlossing, en hier staan hy, dis 'n spook, is dit Petrus, wat gaan aan? Die ontsteltenis. Maar dan as Petrus daar instap, dan begin bid hulle weer saam, en hulle sê, dankie Here vir die uitkoms, dankie Here dat U by ons is, kom gee ons weer opnuut krag, kom vervul ons opnuut met die Gees, kom neem opnuut die beheer, Heilige Gees, kom werk in ons harte, dat ons kragtig sal opstaan, en weer met nuwe vrymoedigheid getuig, en die plek skud, en die Heilige Gees vervul hulle, en hulle het 'n nuwe ervaring van hierdie verhouding met God, Heilige Gees wat in hulle is. 3 geleenthede waar ons van lees, waar Petrus vervulling met die Heilige Gees en bekragtiging met die Gees ervaar het. Nou sal jy nou sê, nou dit het toe nou seker gehou vir altyd. Nee, jy sien Petrus se ou natuur is nog steeds met hom. Petrus het nou die Gees wat in beheer is in sy lewe ontvang. En solank as wat die Heilige Gees sy lewe beheer, tree hy reg op, ervaar hy die werking van God. Maar sy ou natuur is nog daar. En nou ken die vyand mos ons ou natuur. Petrus is baie afhanklik geweest van erkenning van mense. Hy wou so graag mense beïndruk ook, nie net beïnvloed nie, maar beïndruk. Hy is dan die leier van die disippels. Hy is dan die ene na wie hulle almal opsien.
En nou kom Jakobus, die konservatiewe Christene daar uit Jerusalem, wat nog al die Joodse wette en die besnydenis en alles steeds onderhou, hulle kom nou om te kom kyk, wat gaan in Antiochië aan? Hier is, onder die nie-Jode, tussen die Italianers en die Grieke, is hier 'n herlewing aan die gang. En Petrus besef, as hulle kom, gaan hulle hom kwaadlik neem, dat hy nie meer al hulle ou seremonies en hulle reinigingswette en al hierdie gebruike wat hulle het in hulle tradisies, dat hy dit nou hier met hierdie nie-Jode, dat hy dit nie voortgesit het nie. En nou hou hy hom weer skielik eenkant. Hy maak of hy nie met hulle meng nie, want die Jode meng nie met die Italianers en die Grieke nie. Die Jode het reinigingsseremonies, hulle eet nie saam met hulle nie. Hulle wil nie besoedel raak deur die wêreld en deur die ander mense en die ander nasies nie. So, wat is op die ou en die antwoord? Ons sien dat Petrus gee toe aan gewildheid en aanvaarding en om populêr te wees. Maak hy maar 'n kompromis. Eet hy skielik nie meer saam met hulle nie. Hou hy hom eenkant. En nou kom Paulus daar. Paulus was lyk my maar 'n reguit man gewees. Hy het die doekies omgedraai en het reguit vir Petrus gesê, Petrus, jy is besig om mense te mislei. Jou voorbeeld is nie onder die Gees se beheer nie. Dis nie wat die Here wil hê jy moet doen nie. Jy is besig om mense nou te verwar, dat hulle dink hulle moet nou ook hierdie Ou Testamentiese seremonies en gebruike van die Jode, moet hulle nou ook doen as hulle nie eers Jode was nie. En dan kom Paulus en hy spreek hom reguit aan en hy sê vir hom, jy die reguit pad van die evangeliese waarheid het jy verlaat. Daar's net een ding wat mense red, en dis Jesus se vergifnis aan die kruis. Jy hoef nie eers dit te doen en dat te doen en hierdie seremonie en daai gebruik en hierdie reiniging, hierdie kos en hierdie goed, dit is nie nodig nie. Jesus alleen is nodig. En nou verwar jy hierdie mense, hulle dink hulle moet nou hierdie ekstra goeders ook doen. Anders gaan hulle nie aanvaarbaar wees by God nie, want kyk ons leier. Wat gebeur op die ou end? Ons sien dat Petrus is bedroef, omdat hy die Gees ongehoorsaam was. 'n Toegewyde Christen leier wat struikel. Dis moontlik. En daarom dat hy dadelik tereggewys word en gehelp word om terug te kom na die regte pad. Kom ek lees gou vir jou wat staan daar in Galasiërs 2 hier vanaf vers 11. Toe Sefas, dis die ander naam vir Petrus, egter later na Antiochië toe gekom het ek, Paulus, my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Dis nie onder leiding van die Gees nie. Voordat daar van Jakobus se manne aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met die Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Vers 13. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huichel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huichelary laat meesleep. En toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daar voor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood, en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie, as jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Nou, as jy gaan kyk na hierdie geleentheid, dan besef jy, hier struikel Petrus. Geesvervulde man. Maar ons het almal nog, soos Petrus, 'n stryd. Want ons ou natuur is nie weg nie. En ons het vyande wat ons steeds wil wegtrek van die Gees van God. Wat is hierdie vyande? Die Bybel praat van ons ou natuur. Ons het 'n vyand in onsself, ons sondige begeertes, wat nie die wil van God soek nie. Dan is daar ook nog die wêreld. Hier is sondige versoekings in die wêreld wat ons wil wegtrek van God. Hier is ook die duiwel wat met sy demoniese magte ons wil mislei en ons wil in sonde intrek. Ons moet weet, hier is 'n vyand. Luister 'n bietjie wat staan hierso
in Galasiërs 5, vers 16 tot 18. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer, dit wat hy begeer is in stryd met wat die Gees wil. En is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Nou, ek dink as ons dit lees, dan besef ons dat Paulus wil vir ons verduidelik, hier is 'n stryd in ons aan die gang. Jy moet nie dink nou dat die Gees van die Here jou vervul het en hy vir jou 'n nuwe werklikheid geword het, dat jy nou reeds in die hemel is. Nee, ons ou natuur is nog hier met ons, totdat ons dood is. Of totdat die Here ons kom haal, het ons 'n stryd met ons ou sondige geaardheid, wat aan mekaar wil wegbeer, wat lui is, wat nie wil bid nie, wat te skaam is om te getuig, wat wellustig is, wat oneerlik is. Hierdie ou natuur is nog in ons. En hy kom met al sy begeertes. En hy is gewoond gewees om ons lewe vir baie lank te beheer miskien. Nou het die Gees ingekom in ons lewe. En nou kan ons mos kies. Ons het 'n vrye wil. Dawid kon weer na Batseba toe gegaan het, as 'n getroude man. Hy kon, en hy het toegegee, en hy het gestruikel. Maar so is daar ook sondige versoekings wat oor ons pad kom, wat ons moet leer. Ek vlug weg daarvan soos Josef. Toe daardie vrou van Potifar vir hom probeer verlei, het hy net een ding geweet: ek kan nie sondig teen God nie, het hy gesê. En hy het losgeruk en hy het weggehardloop. Hy is nie 'n papbroek nie. Dit kos iets om nee te sê vir jou ou natuur en sy drange en sy sondige begeertes. So daarom dat ek en jy moet weet, ons ou sondige natuur is nog 'n werklikheid. En hy is in stryd teen die Gees van God, en hy gaan ons probeer wegtrek van God. Ons gaan selfsugtig wees. Ons natuur, van nature, wil ons nie God se wil doen nie. Wil ons eerder maar in ons gemakstoel sit en maak wat vir my die maklikste en die lekkerste en die voordeligste is. Dit wil nie opoffer nie. Daarom dat die Bybel sê, Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem, jouself aan die kruis vasspyker, sterf in jou ou natuur, moenie hom toelaat om beheer te neem nie, en laat die Gees van die Here jou lewe beheer. Dis die geheim. Die wêreld is daar. Dit was hierdie wêreld met sy liggies en sy mooi meisies en sy lekker partytjies en al die interessante goed en belewennisse, die dwelms en al die wonderlike drank en goed wat mense van praat, en jy kan hierdie hoë gevoel kry en jy kan hierdie spesiale ervaring hê. Die wêreld lok vir hierdie seun uit sy pa se huis, en hy beland daar op die ou end tussen hierdie vriende wat hom gebruik en al sy goed opgebruik, sy geld en sy hele erfenis, en op die ou end, wat doen die wêreld met jou? Hy spoeg jou uit, daar sit jy in die varkhok, soos iemand sê, soos 'n kondensmelkblikkie of konfytblikkie, eet hom uit, gooi hierdie blikkie weg. As jy, duiwel dit nou vir jou al die lekker, en nou is dit uit, en nou is jy niks werd nie. Nou, daar sit hy in die varkhok, verwerp, hopeloos. Wat gaan hy doen met sy lewe? Hy het toegegee aan die versoekinge van die geld en die plesier en die ervarings van hierdie wêreld, en dit het hom in die afgrond laat beland. So pas op, daar's 'n vyand in hierdie wêreld. Daar's ook die duiwel is 'n realiteit. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te verskeur. Hy wil vir ons keer om te doen wat God wil hê. Hy kom met sy 3 R'e versoekings: rande, roem, rokke. Dis die aas wat hy aan die hoek sit. En dan gryp jy daai aas en dan kom jy agter, jy's vas in 'n hoek. Die hoek het in jou mond vasgehaak, soos 'n vis wat jy gevang het. Ons moet weet, daar is 'n stryd in hierdie wêreld aan die gang. En daarom dat ek en jy moet leer om te lewe, deur onmiddellik as ons bewus raak van sonde, moet ons dit bely. Moet ons wegdraai, moet ons wegbreek, moet ons ou natuur kruisig. Moenie toelaat om meer onder beheer van jou ou natuur te lewe, vir die duiwel te luister of vir die wêreldse versoekinge toe te gee nie. Vlug weg.
en gee die beheer vir die Gees. Laat die Heilige Gees jou lewe beheer. Ja, elke oggend wat jy wakker word, staan op en sê vir die Gees van God, hier is my lewe. Vir jou ou natuur, ek gaan nie na jou luister nie. Ek kruisig jou opnuut. Gees van God, vat die beheer. Leef deur my. Doen wat U wil met my vandag. En so bly ek in verhouding met die Heilige Gees. En ek leer hom beter ken. En ek ervaar sy werking al meer. En daar kom al meer vrug in my lewe. En ek gehoorsaam hom. As ek struikel, staan ek dadelik op. Gee ek opnuut oor aan sy beheer. Is dit nie jou begeerte nie? Kom ons vra dit vir hom. Here Jesus, ek wil nie meer my ou natuur toelaat in my lewe. U sien die ellende van sonde. U sien hoe dit my in die oordeel insleep. Here, ek wil wegvlug van die sonde. Kom o Heilige Gees en neem die beheer dat U vir my sal sterk maak om die sonde te oorwin, om daarvan weg te vlug, om onder U beheer te lewe. Gees van God, kom bekragtig my met U gawes en leer my om te getuig. Kom help my om te verander dat U lieflike persoonlike eienskappe al meer in my sal verskyn, Here Jesus. Kom o Gees van God, kom vat die beheer en ek pleit by U, bly in beheer. As ek afdwaal of as ek ongehoorsaam raak, maak my dadelik bewus dat ek onmiddellik sal herstel. Dankie o Gees van God dat U nou die beheer neem. Dankie dat U deur my praat en werk en leef. Dankie dat U my vervul in Jesus naam. Amen.